Goeiemôre en welkom weer by ons reis deur die boek van Matteus. Ons is vandag in Matteus 9, waar Matteus, die boekskrywer, geroep word vir diens om in Jesus se voetspore te volg. Nou, vandag is dit baie winderig buite. En ek het sommer net gedink om hier in die kar te sit. Ek was op pad om vir my 'n plekkie te gaan soek waar ek kan gaan opneem. En toe besef ek, dis net te winderig vandag. So toevallig dat ek nou vandag moet sit, hier in die kar, waar ek die meeste van my roepingswerk, my bediening van die evangelie, waar ek die meeste tyd spandeer, hier in hierdie kar, waar ek rondry om mense deur middel van musiek te gaan bedien. Ons praat vandag oor roeping, ons praat vandag oor bediening, en ons praat nie net met mense wat geroep word vir die bediening nie, maar ons praat meer spesifiek vir mense, of met mense wat geroep word om agter Jesus aan te stap met hulle hele lewe, hulle harte vir hom te gee, en toegewyd om te volg met hulle hele lewe. Daarom wil ek vandag hê dat jy aandagtig moet luister en ook die Heilige Gees se stem te hoor, of jy regtig in sy voetspore volg, of jy al regtig ja gesê het vir hierdie opdrag om hom te volg. Nie om 'n dienswerk te gaan doen of evangelie te verkondig nie, maar net om sy volgeling te wees en in die proses duisende mense om jou se lewens aan te raak. Daar in die sfeer van jou invloed. Nou kom ons praat vandag oor die roeping van Matteus. Matteus 9 vers 9 tot 13. Lees ons hierdie teks waar Matteus geroep word. Nou, Jesus roep vir jou en vir my waar ons is. En so wil hy ons lewens verander. Nou, ek wil hê jy moet vandag dink vir 'n oomblik aan die persoon in jou dorp of in jou gemeenskap, wat die minste gekwalifiseerd sou wees in jou oë, om deur Jesus geroep te word. Waarskynlik sou dit wees iemand wie se reputasie sleg is, of wie se lewe vol kompromie is. In Jesus se tyd was dit mense soos tollenare en belastinggaders, veral deur die Jode vervolg, omdat hulle saamgewerk het met die Romeinse ryk, vir die Romeinse onderdrukkers, en dikwels mense uitgebuit het. En tog kies Jesus juis so 'n iemand, Matteus. Jesus sien Matteus in vers 9 raak. Hy het die man by die tolhuis gesien, met die naam Matteus. En hy sê vir hom, volg my. En hy het opgestaan en hom gevolg. Dink net daaraan, hy het net opgestaan en hom gevolg. Jesus sien Matteus nie net as 'n tollenaar nie, maar as iemand met waarde. Jesus kyk nie na mense soos hulle is nie. Hy sien die magtige potensiaal van hulle toekoms en nie net hulle verlede nie. Dit is bemoedigend om dit te weet, want dit beteken hy sien ook vir jou en vir my raak met ons toekoms. Nie net met ons mislukkings en ons verlede nie, maar met ons moontlikhede. Jesus roep mense nie omdat hulle goed genoeg is of gekwalifiseerd is of grade het nie, maar omdat hy hulle wil verander en hulle wil gebruik. Ons hoef nie eers reg te wees nie, om Jesus te volg nie. Ons hoef net beskikbaar te wees. Jesus verander Matteus sy hele lewe. Matteus se reaksie is radikaal. Hy staan op, dood eenvoudig, los alles, en volg Jesus. Geen twyfel, geen onderhandeling nie. 'n man wat eens mense uitgebuit het, en wat nie eens gekwalifiseerd is nie, word nou die skrywer van een van die mees aangrypende evangelies in die Bybel. Dis die krag van roeping, van iemand wat bereid is om te volg. As Jesus jou roep, moet jy nie uitstel nie. 'n lewe van ware betekenis begin wanneer jy
opstaan, alles los en hom net volg, net soos jy is. Moenie eers probeer ophou rook of ophou drink nie. Nee, net soos jy is. Wanneer die fariseërs kla dat Jesus saam met sondaars eet, sê hy, die gesondes het nie 'n dokter nodig nie, maar die siekes. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar om sondaars te roep. Die kerk is soms baie wreed. En dis nie 'n klub vir volmaaktes nie. Dit behoort 'n hospitaal te wees vir gebrokenes, vir mense wat besluit om Jesus te volg. Soos Matteus, wat toe hy geroep was, net gevolg het. Soos ek en jy, wil God ook ander mense se lewens verander. Jesus het Matteus geroep, en Matteus het opgestaan, en hom gevolg, radikaal. Die vraag is, hoor jy sy stem vandag, en is jy bereid om op te staan, en om hom te volg? Mag ek en jy ook sê, Here, hier is ek, stuur vir my. Ek dink aan die kosbare gebeurtenis wat met Jesaja gebeur het. Toe daar 'n gloeiende kool op sy lippe gebrand het, en die Here uit die hemel uitgevra het, wie sal ons stuur? Wie sal vir ons gaan? En toe is Jesaja se antwoord, hier is ek, Here, stuur vir my. Wat is jou antwoord vandag, as Jesus jou sou roep? As hy daar by jou sou aankom, waar jy werk, daar waar jy met die beeste werk, en hy vra vir jou, kom, stap agter my aan, sal jy alles los? Net so? Sonder om te onderhandel, sonder om te praat, net so te los, en te sê, Here, vandag stap ek agter U aan. Mag ek en jy deur hierdie boodskap geïnspireer word, om elke dag gereed te wees, om nie net geroep te word nie, maar om diensbaar te wees, en 'n lewe te leef, wat ander mense aanraak. Dinge te doen, wat radikaal is, wat gehoorsaam is, in so 'n mate dat mense na jou lewe kyk, en sê, wow, daai ou het iets, wat ek wil hê. Daai ou, volg regtig vir Jesus. Mag die Here jou seën vandag.